So kinders, kom ek vertel weer die storie. Julle kan voorkom sit. So ek het nou net die storie gelees, want dalk het party mense 'n bietjie gedagdroom. En nou moet ons dit weer hoor. Skuif bietjie op, nog bietjie, dat almal 'n plekkie kry. Sê, goed, plek vir almal. So die storie wat ek nou net gelees het in die Bybel is van Job. En Job was 'n skatryk man. Hy het meer geld gehad as enige iemand wat jy ken. Nou, hulle het nie 'n bank gehad waar jy jou geld gaan bære nie. In Job se tyd, ek weet in Jesus se tyd het hulle 'n bank gehad. Maar so, hoe het jy geweet iemand is ryk? Want hy het ook nie karre gehad nie. Miskien 'n baie groot huis gehad. En hy het baie kinders gehad, 7 seuns en 3 dogters, so hulle was 10 kinders in die huis. En hy het 7000 kamele gehad. Wie van julle weet hoeveel mense sit in die kerk vandag? Kyk gou om. Hoeveel mense dink julle sit nou hierso? En daar seker 'n paar in die moederskamer. Kom ons sê miskien 100 mense wat hierso sit. OK, miskien soveel. Maar 7000 kamele. En dan het hy 3000 skape gehad. En ek dink as jy so vinnig kyk, jy sal nie vinnig genoeg kan tel nie, daar so baie skape op daai plaas. En dan was daar 1000 beeste en 500 donkie Marys, so dis dogtertjie donkies. 500 van hulle. En dan het hy baie mense gehad wat op die plaas gewerk het vir hom. So hy was so ryk en Job was 'n man, hy wou altyd reg gedoen het. Hy het dit gehaat om verkeerd te doen. Hy wil net die Here gehoorsaam het en hy het God lief gehad. En dan elke naweek, en miskien meer as elke naweek, dan hou hulle 'n groot partytjie, dan slag hulle 'n skaap, hulle het 'n spitbraai, hulle eet saam en hulle het lekker partytjie by een van die kinders se huise. Ag, sy kinders het so goed oor die weg gekom. Hulle het nie met mekaar beklei nie. So dit was lekker vir hulle gewees, maar dan dink jy op, sien nou maar een van my kinders, as hulle partytjie gehou het, dan vloek hulle God, want hulle dink, ons het God nie nodig nie, ons het baie geld. Dan is hy bang vir dit, en dan, as hulle klaar partytjie gehou, sê hy, kom my kinders, dan bid hy saam met hulle, en hy offer 'n skapie vir die Here, 'n lammetjie, en dan bid hy, Here, asseblief, as my kinders sonde gedoen het, sal jy hulle vergewe. En toe eendag, Job het nie hierdie geweet nie, maar in die hemel, toe kom al die engele voor God, en selfs die demone en Satan, want Satan kan nie maak wat hy wil nie, en toe sê God, sê hy, ja Satan, en jy? Toe sê ek was op die aarde, ek het 'n bietjie rondgegaan, en toe sê God vir hom, het jy vir Job gesien? Ja, ek ken vir Job, sê ja, Job is lief vir my, Job haat dit om verkeerd te doen, hy wil my gehoorsaam, het jy dit raak gesien? Ja, maar hy doen dit net want ek gee vir hom geld, en ek gee vir hom donkies en kamele en skape en beeste, en hy het 'n groot huis. Nou vat bietjie daai goed weg, en dan sal jy sien, Job gaan nie meer vir u dien nie, hy gaan sommer vir u vloek in die gesig. En toe sê die Here, hy sal dit nie doen nie. Toe sê die duiwel, hy sal dit doen. Toe sê die Here, jy kan maar probeer wat jy wil, maar jy mag nie aan hom raak nie. Maar probeer maar wat jy wil en jy sal sien, hy sal nie. En op 'n dag, toe hulle nou weer so 'n partytjie hou, die boeties en die sissies in hulle huis, en het 'n lekker braaivleis, en hulle eet lekker saam, ewe skielik, toe kom daar mense, vyande, van 'n ander land af, en hulle kom, en hulle steel al die donkies, en hulle steel al die kamele, en hulle maak die werkers op die plaas dood met hulle swaarde. En daai man kom aangehardloop, hy sê, Job, en hy vertel hom wat gebeur het, en Job is so geskok, hy weet nie eens wat om te sê nie, en terwyl daai ou nog praat, toe kom die volgende een aan, toe sê hy, daar het weerlig gekom, daar was net ewe skielik weerlig uit die hemel, en toe brand het al die skape dood, ons was nog
daar gewees en almal wat saam gewerk het, die weerlig het hulle doodgeslaan, Job. En terwyl hy praat, kom daar nog 'n man. Toe sê hy, Job, jy sal nie glo wat nou net gebeur het nie. Daar het mense van 'n ander land gekom met hulle swaarde, toe maak hulle al die plaaswerkers dood, wat die beeste opgepas het. En ek was die enigste een wat oorgebly het om jou te kom sê. En terwyl hy nog praat, toe kom daar nog 'n man. En hy wil sommer sy klere skeer. So hartseer is hy. En hy so geskok, sy gesig is so wit, soos die plafon. En hy sê, Job, ek weet nie eens hoe om hierdie vir jou te sê nie, jou kinders is almal dood. Job, hulle het nog partytjie gehou, toe kom maar net skielike sterk wind uit die woestyn uit en waai die huis. Dit is so sterk, die huis het net so in mekaar geval, die dak het op hulle geval. Ek het gaan kyk binnekant, hulle is dood. En toe Job het hoor, toe skeer hy sy klere so. En toe skeer hy al sy hare af, want in daai tyd het hulle dit gedoen om te wys hulle is baie hartseer. En toe val hy net so op die grond en hy vat as en hy vat stof en hy gooi dit so op sy kop en op sy klere. En hy sê, Here, U het vir my baie goeie goed gegee en U het dit alles weggevat. Ek prys U naam want U is goed. En hy het nie verkeerd gepraat nie, sê die Bybel. Hy het nie sonde gedoen toe hy dit sê. Hy het nie verkeerde goed gesê van God nie. Nou wanneer slegte goed met Job gebeur het, wie was die baas, God of Satan? God. En toe Job goeie goed gehad het, wie was die baas, God of Satan? En toe Jesus dood gegaan het aan die kruis, wie was die baas, God of Satan? Ja. En wanneer slegte dinge in jou lewe gebeur, wie is die baas, God of Satan? God. So hoekom het hy gesê, Satan kan maar probeer, hy sal nie het reg kry. Hoekom het hy nie net laat goeie goed in Job se lewe kom nie? Job het dit gevra. Die hele boek, dan beklei sy vriende met hom en sê, jy het iets verkeerd gedoen, Job, God straf jou. Maar God het hom nie gestraf nie. En toe aan die einde het God vir Job gesê, hoekom daai slegte goed gebeur het. Nee. En partykeer weet ons nie hoekom gebeur slegte goed nie, maar God is wys, want hy's 'n goeie God. En hy weet hoekom. En so, ons kom na hierdie God toe en sê, al is daar sonde in my lewe en verkeerde goed, wie is die baas, God of Satan? God bly die baas, en dan gaan ek na hom toe, en ek vat dit vir hom en sê, ek verstaan nie hoekom hierdie slegte goed gebeur nie, en daar is sleg in my hart, ook in ons sonde, en ek doen verkeerd, maar U is die baas, sal U my asseblief help, en hy sal. OK, julle kan sit.